wanneer Jesus aan die kruis vasgemaak word en die spykers in sy hande en sy voete geslaan word, skree hy die woorde uit: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die eerste keer toe ek hierdie woorde lees, was ek in totale verwarring. Hoe nou? Wat doen Jesus nou in hierdie oomblik, in hierdie intense pyn en hierdie intense seer wat hy beleef? Hierdie oomblik waarin hy die swakste is wat hy kan wees. Sê hy: Here, vergewe hulle. Vergewe die mense wat hierdie ding aan my doen. Vergewe hulle, want hulle weet nie eintlik waarmee hulle besig gaan nie. Hulle weet nie wat die uiteinde van hierdie gebeure gaan wees nie. En teologies kan ons na hierdie ding kyk op twee maniere. In eerste instansie kan ons sê daar's 'n noue verstaan. Daar is 'n klein verstaan, as ek dit so kan sê, wat hier aan die gang is. Jesus is nie doeteenvoudig besig om te sê, maar weet jy, hierdie soldate wat besig is om hulle plig uit te voer, hierdie soldate wat besig is om net hulle opdragte uit te voer, dit wat van hulle verwag word. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie waarmee hulle besig is nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Tot 'n sekere mate toe kan ons dan hierdie verstaan uitbrei na die mense wat Jesus geagtervolg het, wat nou net doodseker maak die letter van die wet soos geproklameer deur Pilatus uitgevoer word. Maar dan is daar ook 'n breë verstaan. En in my persoonlike opinie, die verstaan waaraan ek vashou, wat op hierdie goeie Vrydag in die jaar 2025 my geloof bemoedig en versterk. Dan begin ons by die tuin van Getsemane, eintlik vroeër, wanneer Jesus aan tafel saam met sy disippels sit en sê: Vanaand gaan iemand my verraai. Vanaand gaan iemand wat ek my vertroue herhaaldelik opgesit het, wat saam met my 'n pad gestap het die laaste paar maande, wat deel was van my bediening, wat gesien het wat ek gedoen het, gaan my in die rug steek. Vader, vergeef hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Vir 30 silwer muntstukke. Die Fariseërs en die Sadduseërs wat Jesus uitkry as 'n dwaalleraar, wat sê, maar jy is nie die Messias nie, jy kan ons nie red nie. Die enigste redding is deur om die letter van die wet uit te voer, soos Moses dit aan ons gegee het. Wie is jy om te sê jy is God? Sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die skare wat opgesweep is, wat skree: kruisig hom, kruisig hom. Here, hulle weet nie wat hulle sê nie. Vergewe hulle. Die soldate wat net hulle werk doen. As jy daar was, daai dag, daai oomblik, waar sou jy gewees het? Sou jy die skare wees wat uitskree: kruisig hom? Sou jy 'n Judas Iskariot wees? Is jy net doeteenvoudige soldaat wat jy werk doen? Jesus in sy swakste oomblik
waarin hy die meeste nood nodig gehad het, kies om te vergewe. Watter tipe liefde is dit nie? Onvoorwaardelike liefde, wat ons nie kan begryp of van kan sin maak nie. Dit is hoekom hierdie dag so merkwaardig is. Dit is hoekom hierdie dag vir ewig in die annale van die geskiedenis opgeteken is. Die dag toe God, Jesus Christus, die Seun van Mens, gesterf